Môre julle kuier vanoggend weer hier so lekker saam met Lisel van Sail by Tussen Koffie en Genade. En vandag begin ons met 'n splinternuwe reeks. Dis nou lekker warm. Dit is September, dit is 'n lekker lente en ons wil weer 'n bietjie uitgaan en ons wil ons gesondheid en die mooi van daar buite geniet in ons lewe. So ons gaan nou die volgende paar weke bietjie stil staan en ons gaan praat oor 'n baie belangrike afdeling of 'n deel van jou lewe wat so belangrik is en dis jou welstand en ons gaan bietjie praat oor jou gesondheid. So vanoggend het ek 'n baie spesiale gas. Ek het vir Dr. Stefan Skooman wat vanoggend hier saam met my kuier. Baie welkom Stefan. Dankie Lisel. En ons gaan baie lekker kuier. Ons gaan bietjie praat oor die vrou en haar gesondheid. Ons gaan praat oor uitbranding, ons hormone en natuurlik menopause. Jy weet die Bybel sê ons moet kyk na onsself. Ons moet emosioneel kyk na onsself. Ons moet liggaamlik kyk na onsself. En hulle sê you must serve the Lord with all your strength, with all your might and with all your heart. En dis hoekom dit so belangrik is om hierdie konsep ook vas te vat. Ons het nou al baie gepraat oor emosionele genesing. En om by dit uit te kom om genesing te wees sodat ons in goeie verhoudings kan wees. Maar dis ook verskriklik belangrik om na jou liggaamlike gesondheid te kyk. So gaan kry vir jou 'n lekker koppie koffie. Ons gaan nou weer terug wees en dan gaan ons gesels oor jou gesondheid. So ons gaan bietjie praat oor uitbranding en die effekte van dit wat dit in mense lewe het. Ons is nou weer terug. Welkom terug. Vanoggend kuier jy hierso saam met my Lisel van Sail en Dr. Stefan Skooman en ons gaan 'n bietjie praat oor verskeie gesondheidsaspekte veral vir ons as vrouens. Nou hierdie lê baie na aan my hart en ek moet sê Dr. Stefan is een van die dokters wat ek regtig baie voor respek het. Hy het letterlik my lewe gered so 'n paar jaar terug. So ek het is nou seker al 15 jaar terug, was ek swanger met my 3de kind en daarna het ek verskriklik gesukkel met doodse moegheid en op daai stadium het ek gedink is baby blues, want mense is mos nou maar moeg, jy slaap min en jy het al hierdie stres en jy 3 kinders nou ewe skielik. So ek het dit gesien as weet jy wat, dis nou maar net dit, ek moet net 2 jaar wag en dan gaan ek beter raak. En toe begin ek agterkom dit word nie beter nie. Ek het verskeie simptome ook opgelet. Ons gaan nou 'n bietjie oor dit praat, maar die lank en die kort was ek het vir 5 jaar gaan vra en ek het gegaan vir ondersoeke en ek het vir hormoontoetse gegaan en ek het vir dokter na dokter. Ek was nou so desperaat en eintlik alleen gevoel want die meeste van die dokters het wou my op antidepressante sit en dan dan sê hulle nee, dis in my kop en ek weet nie wat alles nie en ek was die heeltyd gemisdiagnoseer en niemand kon my werklik help nie tot ek by Dr. Stefan Skooman uitgekom het. En vir die eerste keer kon hy vir my sê en toe hy dit vir my sê, ek was 10 minute in sy kantoor en ek het daar gesit en ek dog, ag nee, nou moet ek weer hele storie weer vertel en ek het dit gesê en ek was half net so blasé daaroor en toe sê hy, jy het adrenal fatigue en toe hy dit sê, toe maak dit vir my so sin. Dokter, maar hoekom is dit dat mense dit so misdiagnoseer? Hoekom mis die dokters dit? Die vraag is 'n baie belangrike vraag. Kom ons begin daarby. As jy nie glo 'n ding bestaan nie, dan gaan jy nie vir dit toets nie. Ja. En as jy dink dit is nie bewys nie, dan gaan jy nie daarna soek nie. Ja. So, maar die gevolg is die wetenskap is baie aanpasbaar vir dit wat jy glo en wat jy wil sien. En daarom as jy in 'n bepaalde manier opgelei is en jy is so geskool en jy bly binne hierdie patroon en jy is nie bereid om net buite hierdie parameters te gaan kyk nie, dan gaan jy dit wat daar buite is mis. Ja. En hierdie is een van die goed wat as jy nie buite die boks dink nie, gaan jy dit mis. Ja. En as jy nie daar gaan lees en daar gaan leer en dan gaan jy dit mis. Ek sê altyd vir studente ook, dit wat jy op universiteit leer, is slegs die begin om jou in 'n rigting te sit. Jy moet elke dag leer. Ja. En jy moet leer uit jou foute uit. Ja. En jy moet leer uit dit wat pasiënte vir jou vertel.
So mens moet mooi luister na wat is 'n pasiënt se behoefte. En ek dink dis een van die grootste probleme is daar word nie mooi geluister nie. Ja, mense kom met lang stories en dit vat baie tyd. En praktyke is besig, daar is nie baie tyd. Soos hierdie worsmasjien met in en uit. Yes, so jy moet baie vinnig tekens optel soos die persoon praat. En klaar in jou kop alreeds bokse tik en sê, okay, ek sien maand ons gaan, net soos wat met jou gebeur het, dan sê ek goed, nou toets ons. So kom ons gaan bewys dit wetenskaplik. Ja. En die wetenskaplike bewys van die toets is eintlik vreeslik maklik en ek verduidelik dit op 'n baie eenvoudige manier. Ja. As jy na die huis se kragstelsel kyk, dan het ek sonpaneel buite op die dak, ek het 'n battery en ek het 'n inverter. Yes. So die sonpaneel vat sonenergie en dit word omskep en dit laai die battery en die inverter versprei dan die krag. Okay. So ons sonpaneel is Vitamiene D, een van die mees onderskatte vitamines en hy het nou al die afgelope tyd en veral in COVID tyd dat hy baie meer opslae begin maak. Skielik, nee. En dokters het begin Vitamiene D toets. Yes. Vitamiene D was tekort aan Vitamiene D was altyd 'n probleem. Ja, kyk ook in Engeland, nee, is 'n groot bewys van massief. en hoekom hulle so depressief is, want hulle het tekort aan Vitamiene D. Okay, so Vader het vir ons die son gegee en daai sonstrale kom en ons skakel dit om na Vitamiene D toe. 'n plant fotosinteer en hy vat die son en hy skep energie daardeur. En dis waarvoor hy vir ons die son gegee het, as eintlik as bron van energie en ook as lig. So met die gevolg is die Vitamiene D speel dan 'n baie belangrike rol en ek sê vir mense wat nou so lief is om vir Dr. Google te gaan vra, gaan Google gerus. Symptoms of vitamin D deficiency. Jy gaan op jou rug val. En dan sal jy besef, en ek by myself kon ek al agterkom, in die winter voel ek meer af as in die somer. Nee? Maar die oomblik as die son op my vel kom, ja, dan is jy sommer gesond. Daar kom energie, hier kom lig jou gemoed en alles. Hoekom hulle by ouer huise ook ou mensies uitvat en buite in die son gaan sit, is ook om hulle te laat beter voel en dan ook die Vitamiene D help in die opname van kalsium, dis goed vir die bene en. So ons kan 'n hele praatjie net op Vitamiene D kan maak. Maar daarmee saam ook het ons dan nou die battery. En die byniere is 'n baie goeie reguleerder. So in die liggaam het ons 'n klomp reguleerders. Waarvan die byniere een is. Die byniere maak hormone. Die byniere sit bo op die niere, daarvoor in Engels praat ons van adrenal glands, maar in Afrikaans byniere, want hy sit by die niere. Hy het niks met die niere te doen nie, dis die plek waar hy sit, hy sit by die niere. Alright. Maar dan, hierdie hormone is dan byvoorbeeld adrenalien, soos ons weet ons veg en vlug hormoon, noradrenalien, die een wat hom moet afskakel, kortisol, die streshormoon, en dan DHEA, die liggaam se battery. Dis Alright. So DHEA is ook 'n voorloper hormoon vir testosteroon, en daarom is dit vir mans belangrik om 'n hoër DHEA vlak te hê, want hulle het 'n hoër testosteroon vlak as wat vrouens ook het. En daarom is mans eintlik veronderstel om ook stres beter te kan hanteer, want hulle het ook 'n sterker battery. En daarom word dan die man as die sterkere geslag gesien, weens die testosteroon en die battery en so meer. Okay, so, dan is daar dan kortisol. Kortisol is die een wat alles nou reguleer. So kortisol reguleer jou bloeddruk, reguleer jou harttempo. Dink nou as ek stres, want hy is nou die streshormoon. Dink nou as ek stres, dan gaan my harttempo op, my bloeddruk gaan op, my liggaamstemperatuur gaan op. Ek voel hierdie koue sweet rolletjie so hardloop. Glikose word gereguleer. Hy reguleer die omskakeling van proteïene en ook vette om na glikose toe, en dan word die glikose in die lewer gestoor. Hy reguleer daai afdeling ook. Dan reguleer hy ook jou tipe wit bloedselle. Byvoorbeeld,
As die vyand nou ons land aanval en hulle doen dit met skepe, dan help dit nie ek stuur die voetsoldate nie. Ek moet die vloot stuur. Dis So die kortisol reguleer ook die tipe witbloedselle wat geproduseer moet word vir die tipe aanslag wat ons nodig het. En dit staan ook dan in verband met die ander regulering wat hy doen, en dit is dan om die inflammatoriese respons te reguleer. So die tipe inflammasie word dan deur die kortisol gereguleer, en hoe die liggaam hoeveelheid inflammasie maak, want inflammasie lok die immuunstelsel na daai area toe. Dis reg. So dis soos 'n alarm wat afgaan en sê hier's die inbrekers. En dan reguleer hy dan ook saam met dit histamien. En histamien is die ouetjie wat eintlik die alarm in die huis is. Yes. En wanneer die alarm aanhou skree, dan drink ons antihistamien en sit die alarm af, want hulle het al lankal die skelm gevang, maar die alarm bly nog aan. Verstaan? En dit word deur die DAO ensiem gereguleer, wat deur die DAO geen gereguleer word. So daarom is meer mense of baie mense geneig tot allergie wat met die tipe geen ook 'n probleem het. Jy kan sommer hoor mense sê ou is allergies gebore. So alles is laktose, eiers en alles, histamine all over the place. En daarmee saam ook dan eintlik is hy baie sterk betrokke dan by outo-immuniteit. So in my behandeling van outo-immuniteit begin ek weer eens met my 3, my sonpaneel, my battery en my reguleerder. Dis reg. So kortisol. En as dit nie in plek is nie, kan jy nie outo-immuniteit begin behandel eers nie. En jy's altyd siek. Toe ek so moeg was of 'n adrenal fatigue gehad het, jy's altyd siek. En soos jy ook genoem het, wat vir my nou interessant was, ek was nooit allergies nie. Nou ewe skielik slat ek uit van elke ding en inflammasie somme, want dit het letterlik, en ek weet daai tyd het jy ook vir my verduidelik, is letterlik of jou liggaam afskaal en hy probeer net oorleef. So jy beskerm jou brein, jou hart en jou longe en die res is net haywire. Dis basies dan wat met jou gebeur. Ja, want as die sonpaneel te laag is, dan kan die battery nie laai nie. As die battery pap is, kan hy in verhouding met die hoeveelheid energie wat die liggaam nodig het om die yskas te laat trek en die ligte te brand en die geyser, dan kan dit ook nie reg werk nie. So die 3 loop in verhouding met mekaar, en daarvoor praat ons ook van die DHEA kortisol ratio. So wanneer jy dan die bloed trek, is dan baie belangrik, want kortisol het 'n kurwe wat hy vorm deur die dag. En sy piekkurwe is tussen 8 en 9 in die oggend, en dis dan waar die mense nou op hulle road rages hier op die verkeer vassit, dan is die streshormoon op sy hoogste, en hulle kom gestres by die werk aan, want hy sal op sy hoogste daai tyd, en dan begin hy afneem, en vanaand in die tyd dat jy moet gaan slaap, is kortisol op sy laagste, en dan skakel jy af, en dan slaap jy nou lekker, en dan môreoggend hier by 4:00 rond, dan begin kortisol wakker word, en hoe hy optel is dan wanneer jy wakker word. So mense wat se kortisol nie afgeskakel word nie, en op hoër vlakke van kortisol bly hardloop, sukkel dan om te slaap en in slaap te raak. Nou drink ons slaappille om eintlik net te drak dat jy moet slaap. Presies. Maar kortisol hardloop nog. So nou kom ons by die komponent van, omdat dit die streshormoon is my eerste vraag nou altyd, hoekom vrees jy so vreesloos? So kom ons bring net geloof nou in die prentjie in, en ek sê hier, dit wat ek nou so vreesloos oor vrees, kan ek dit geestelik verifieer? So mens moet eintlik eers net terugstaan en sê, waaroor vrees ek nou so vreeslik? Ek is bang gaan my werk verloor. Wie is jou voorsiener? Is dit jou werkgewer of is Abba Vader jou voorsiener? So weer net bietjie introspeksie vat, diep asemhaal en terugstaan en sien jy maar eintlik 'n sekelstert besig hier om jou onnodiglik op te ref. Hy wil die hele tyd hê jy moet stres. Hy wil die hele tyd hê en daar moet anxiety wees. Verseker. En Jesus het spesifiek in dis hoekom is so waar wat jy sê, want daar's die Here sê, jy moet oor niks vrees nie.
maar in alles vir die Here gee. En dit is een ding wat ek moes geleer het met hierdie hele proses wat ek moes deurgaan, is om letterlik, want jy word amper half gewoond om altyd gestres te wees. En dis nie die manier hoe die Here wil hê ons moet lewe nie. Hy wil eintlik hê ons moet in vrede wandel. En kyk, jy kan nie stres en jy kan nie kyk, veral ons in die stad. Nou dink ek ons was nou 'n bietjie weg, ons was op 'n wegbreek en jy het net relax en alles was net lekker nie. Toe ek terugkom by eerste dag, toe is dit wow. Toe besef ek in wat 'n hoë stresdrempel ons eintlik lewe in die stad. Soos jy sê, as jy net rondry, dan is jy klaar opgewerk. As jy net van hier tot daar ry, want almal ry voor jou in en almal ry bietjie mallerig in die oggend, maar dan moet jy ook die hele tyd, en dit is wat vir my so belangrik was, om jouself te reguleer. To choose the peace, ten spyte van die stres wat nou hier om jou is. Want jy sien, as Satan dit kan regkry, om hierdie kortisol van jou deurmekaar te krap, dan gaan jy na rond sit met bloeddrukprobleme. Presies. Jy gaan sit met harttempo probleme. So okay, nou kry ons 'n bloeddrukpilletjie. Jy gaan sit met suikerprobleme. Yes. Okay, dan kry ons nou 'n suikerpilletjie. En ook reguleer dit jou gemoedstoestand. So nou kry ek 'n antidepressant. Dit reguleer ook jou insulien, sodat jy insulienweerstandig word. Nou begin ek gewig optel en die dokter sit my nou ook op 'n produk wat insulienweerstandigheid teenwerk. So nou sit ek al met 'n sak vol pille, bloot omdat my kortisol nie reg gereguleer word nie. So eintlik word dit net onderdruk, ja. maar dit verbeter nie die probleem nie. Nee. So stap 1 is altyd eers gaan kyk in watter toestand is hierdie inverter van jou, die kortisol. Nommer 1. Nommer 2, saam met dit, het ek genoeg battery om hierdie tempo te dryf. Dit help nie, ek kom met 'n ou klein karretjie se battery, maar ek is 'n groot trok nie. Ja. Wat al hierdie goed op my laai nie. Yes, Jy verstaan? Ja. En saam met dit moet die sonpaneel nog energie verskaf aan die ou klein batterytjie. So as die sonpaneel ook nie funksioneer nie, dan sit jy in 'n totale wanvoorsiening van krag. Yes. En dit is dan wanneer jy onreguleerbaar raak. So in wetenskap praat ons in Engels van die HPA axis of hormones. So daar's 'n aksis van hormone waarvan die hypothalamus, die pituitêre klier wat ook nog in die brein is, en dan die byniere. En kortisol is dan 'n regulering wat weer teruggaan na die brein toe en sê, weet jy, hier onder by ons is dit chaos. Ek weet nie daar bo by jou in die brein nie. Dan sê jy verstaan nie wat by my aangaan nie. Gaan wonder as jy so in chaos daaronder nie. Want hy voer net weer van die gedagtes af. So weer eens, jy moet gevange neem elke gedagte en dit gaan toets aan die woord van God. En sien maar hierdie vrees. Waar kom hierdie vrees nou vandaan? Laat ek Satan toe, of hoe laat ek hom toe? Want ek is nie in die woord nie. En ek doen nie wat die woord sê ek moet doen nie. En daarom is ek by 'n plek waar ek gaan uitbrand. Wie jaag ek? Wie dryf my? Waarvoor is ek gedrewe? Wat wil ek bereik? Hoekom moet ek dit bereik? So 'n mens moet net hierdie goed in oënskou geneem en dan besef, wat is daar wat my moeg maak? En die stressors is die goed wat eers geïdentifiseer moet word. Van skoonma af, reg deur tot die skool, tot al die esse, verstaan so. Mens moet werk eers deur hulle almal en dan kyk jy na die stressors. En dan kom daar 'n fantastiese gebed wat ek die luisteraars wil leer is hy gaan so: God, please improve or remove. So jy doen wat jy kan doen. Amen. En dan sê ons, maar ons gee dit vir die Here. Nee, jy gee niks vir hom nie. Jy moet doen. Hy het jou gegee die krag tot oorwinning. En dit is waarvoor Jesus in die kruis gesterf het vir ons, sodat ons in oorwinning kan lewe. Amen. En as jy dit nie doen nie, dan sê ek vir jou, dan gooi jy dit wat Jesus aan die kruis gedoen het in sy gesig. Dis harde woorde wat ek nou sê, maar jy moet besef dat jy is in beheer van jou eie lewe. En daarom moet jy gaan kyk. Ek was een keer genooi by 'n kerk
en om 'n gesondheidspraatjies te bring en die een het ek net gesê ek soek net gewyde musiek en ek soek 'n groot spieël. En hulle speel gewyde musiek en ek sit die spieël daar teen die muur neer en ek gaan sit op my sit vlak en ek kyk vir myself in die spieël. En dis al wat ek doen. En hulle speel gewyde musiek. En jy moet soos in 'n spieël van gedaante tot gedaante verander. Die oë is die vensters van die siel. En wanneer jy jouself in die oë kyk vir 'n lang tyd in 'n spieël, dan begin die Heilige Gees vir jou wys wie is jy. En voor jy nie die balk uit jou eie oog uithaal nie, kan jy nie die splinter uit die van jou broer uithaal nie. En nou lewe ek in onmin met my broer wat stres skep. Maar ek het nog net die balk uit my eie oog uitgehaal nie. Please forgive me, I forgive you. En wanneer ons by 'n plek kom waar hierdie harmonie begin tussen liggaam, siel en gees by mekaar kom, dan sal jy sien, maar ek is eintlik besig om myself moeg te maak. Ek is besig om die duiwel toe te laat om by my te steel en ek word ons moeg. het nie grense nie. Die hekke staan oop. Maar ek sal dit nooit vergeet nie. Dat dokter vir my gesê het, jy kry marathonatlete en jy kry sprinters en hy sê jy is 'n loper. Jy wil sprint, maar jy's veronderstel om net te loop. En daai ding, en dit is so waar, want dokter het nou baie aspekte nou aangespreek, wat ons nou ook in die volgende paar weke oor gaan praat, oor hoekom stres ons so, en al hierdie dinge. En dis daai ding van, mens voel partymal daar is van buite af al vir die obligation, wat jy al voel, dis waar die people pleasing ook inkom, jy moet hierdie sekere opsig weet, wees almal verwag van jou, jy moet 'n go-getter wees byvoorbeeld, dat jy moet hardloop en jy moet doen, maar dan op die ouende, hoekom? Wat is die motief van jou hart? Wat is die rede hoekom jy dit doen? En om daai aspek van net om gemaklik te raak in dit wat die Here vir jou gegee het in jou vermoëns, dan eweslik kom daar vrede, want dan klik jy hoef nie meer te perform nie. Ek hoef net te wees wie God wil hê ek moet wees. En niks meer nie. En jy weet, nou sit ons ook, nou hierdie wat jy nou net genoem het, kan ons net so binne in die huisgesin intrek. En dan kyk ons na die mikro van die huisgesin. En toe jy nou by my was die eerste keer, toe ek nou gestuur vir bloedtoetse, toe sê ek volgende keer met jou man saamkom. Ja, ek onthou daai een. Hier kom Dian ingestap. Hy het nou nie mooi geweet wat gaan ons hier kry nie, hy voel bietjie ongemaklik. En ek sê, sit vriend, want jy's deel van hierdie probleem. Want ek kan daai dag so goed onthou. Ja, ek sal nie sê jy's deel van die probleem nie, maar jy's beslis deel van die oplossing. En dit was my so mooi. Ja. Toe hy as godsman staan agter sy vrou. Yes. En ek leer hom en ek sê vir hom, jy gaan hierdie vrou so moet ondersteun. Jou vrou is nie mal nie. Nee. Dis nie in haar kop nie. Nee. Weet, dit lyk so. Hier's soveel vrouens op by my sit. En dan spuit die trane. Want hulle is so moeg en moedeloos. En nie net dit nie. Die man is totaal in war. Hy weet nie meer wat om te doen nie. Hy's lief vir hierdie vrou, maar hierdie vrou is nie die een wat hy getrou het nie. Haar battery is pap. En hy soek een met 'n fris battery. Ja, daar's hy. So alles wat mooi en lekker in die huwelik is by die venster uit. Daar's hy. En dit is die gunstige geleentheid waar die duiwel nou inkom en 'n huwelik steel. En dan steel hy. Dit is verstaan. So wanneer die ander persoon in die huwelik verstaan, dit is waardeur my maat nou gaan. En ek gaan hier moet help. En waar ek altyd dit en dit gedoen het, kan ek sê, kan ek vir jou hierdie en hierdie doen? Kan ek jou help? En wanneer ons by daai punt kom, dan versterk jy daai huwelik. Jy versterk alles, terwyl jy die battery laai. En as jy weer sien, is almal net glimlagte. Dan stuur jy weer 20 ander pasiënte wat so voel. En dan gaan ons weer verder. En dit bring ook genesing, daai empatie, net om te sê, ek gaan saam met jou hier sit. Dis nie jy alleen en jy moet nou hierdie ding uitsorteer nie, ek is saam met jou. En dit bring die genesing. Dit maak dit baie keer moeilik, want weet jy,
die eerste plek wat die dokters dan ook daar kyk dan is, kom ek sit jou op 'n antidepressant. Want, ja, dis wat met my gebeur het. ja, jy is mos Daai depressief. eerste jaar toe was ek dadelik, o nee, jy val uit mekaar uit, jy moet op 'n antidepressant sit. En dit was my ook so interessant toe ek by dokter uitgekom het. Die eerste ding wat jy vir gesê het is jy moet van alle chemikalieë af. Want dit onderdruk, eintlik sit jy meer druk op jou stelsel omdat jy die chemikalieë gebruik en toe ek daai week van die antidepressante afgegaan het, toe was ons vir 'n week op vakansie, dat ek daai hele week letterlik onttrekkingssimptome gekry het en ek het geslaap. Ek weet niks wat daai week gebeur het nie. Dankie tog, dit was toe ons op vakansie was. En toe besef ek want dit onderdruk eintlik die probleem. Dit los niks op nie. En dit maak alles half erger, of dis wat ek ervaar. Kyk, omdat deel van kortisol se funksie is om die gemoedstoestand te reguleer. Daar's hy. Reguleer ek die gemoedstoestand nou met 'n chemiese produk. Daar's hy. So mense daar buite, jy klim nie van jou antidepressant af. Ja, nee, ek wil nou nie sê mens moet dit net los nie. Jy doen nie, want Nee. hy doen nou reeds 'n Daar's reguleringswerk. Gooi ek hom daarvan af, Ja, dan disreguleer ek die volgende goed wat 'n lang lys is Daar's en dit hy. vererger die probleem. Ja, dit is 'n proses. Jy laat ek moet dit so jy moet stel. by Genesis 1 vers 1 begin. Help nou, ons spring nie by Matteus in. Ja, right? Daar's hy. So ons moet van Ja. Okay, en daarvoor sê ek, okay, kom ons gaan terug na die basis toe. Ons gaan toets eers die bloed. Kom ons gaan kyk wat is uit sink uit. Ja. Ons begin hierdie weer terugbring in funksie in soos Vader dit geskaap het. Daar's hy. Dan gee pad al die simptome, val dit af langs die pad Yes. en die medikasie wat jy dan op is dan nie meer nodig nie en dan het mense 'n program hoe jy dan van daai medikasie afgaan of jy vra vir jou dokter, help my dat ek van dit Daar's hy. afgaan en so. Yes. Terug te kom na die depressie gat toe. 'n Sielkundige nooi my na 'n sielkundige kongres toe as 'n spreker. Ek moet hulle kom praat oor emosionele energie. Ek sê, kan ons depressie meet? Ja, daar's vraelyste wat 'n mens kan invul en op die vraelys kan jy sien, wel ek skoor bietjie laag op hierdie een, so ek is dan seker depressief, maar die meetmetode daarvan is moeilik, want hoekom? Dis 'n gevoel. Hoe meet ek 'n gevoel? Ja. Dis die Baie siel. moeilik, Hoe meet ek yes. die siel? Dis wil, denke en emosies. Hoe meet ek jou denke? Verstaan jy? Maar as jy in 'n gat is, dan kan jy nou wees in 'n fisiese uitgebrande persoon is in 'n gat. Hoe voel hy? Hy voel depressief. As ek dan sê jy is in 'n emosionele gat, ek het nog nie 'n mens gesien wat depressief is en uitbolder van energie nie. Daar's hy. Verstaan? Jy moet jou verseker. So nou Ja, nou want vra dis ek nie toe op die tekens, ja. kongres, in watter gat is jou pasiënt? Ja. Is hy in 'n fisiese uitgebrande gat Ja. of is hy in 'n emosioneel uitgebrande gat? Daar's hy. Okay, kom ons meet. Ons kan die fisiese uitgebrande gat kan ons meet. En dit is dan waar ek gaan kyk na baie waardes. Ek het nou net genoem die Vitamine D, DHEA en die kortisol. Maar dit het tot gevolg tot glikose, insulien, immuniteit en magnesium, ander elektrolyte. So die bloedtoets is redelik omvattend. Jy gaan weier as net die 3 wat ek getoets het. Daar's hy. En dan begin jy hierdie gate volmaak. En as jy weer sien, is dit soos water wat net 'n polistireenballetjie, soos ek die glas vol maak, woepie poppie polistireenballetjie uit die glas uit. En dit is die depressie pop dan uit. Yes. En dan daarvolgens kan jy dan gaan Ja. en sê, okay, ek voel nou beter. Yes. Nou terug sielkundige toe. Nou dat ek beter voel. Hoe kan ek dit wat my hier gekry het beter bestuur? Yes. Hoekom? Anders gaan ek weer in die gat ingaan. So as jy nie daai verantwoordelikheid vat Yes. en daai gaan reg bestuur, sielkundige, siel en geeskundige, iemand wat jou in die gees kan lei, want ons is gees, siel en liggaam. En die ding een. is ook, jy kry eintlik 3 tipes depressie en ek praat baie daaroor met my werkswinkels ook. En dit is partymal waar die misverstand in kom, want mense sê dit in een kategorie. En dis nou presies, jy het dit nou so mooi verduidelik, want ek praat daaroor. Jy kry liggaamlike depressie.
Wanneer jy serotonienvlakke te laag is, wanneer daar breinvermoë, jy het 'n tekort aan Vitamiin D, al hierdie dis fisiese goeters. En dan het jy 'n emosionele depressie. Dis verskillende goed. Dit is meer met trauma en met hartseer en met dit is meer waar jy seer gekry het, kan ek sê. En dis 'n ander eintlik depressie. Maar dit kan baie keer dieselfde voorkom en dis hoekom mens moet die oorsake kry. En natuurlik kry jy dan 'n geestelike depressie ook wat dan ook 'n geestelike ding is wat jy moet aanspreek. Maar ons gaan nou nie by daai alles uitpraat nie, maar wat my ander meetmetode Yes. is DNA. Okay, yes. En dit maak 'n nuwe Daar's speelveld oop. Yes. So, by die brein neurotransmitters sit ons met 'n magdom gene wat dopamien, serotonien, melatonien, al hierdie brein neurotransmitters reguleer. Ja. So as ek geneties dan 'n swak serotonien reguleerder het en ek sit met 'n verwaarloosde spysverteringsstelsel, want dis daar waar ek die serotonien maak. Daar's sy. Ja, Dan moet ek eers daai gaan regmaak. Yes. So sien jy, daar's baie goed om te meet en daar's baie goed om reg te maak. En dan kan ek eers vir jou 'n heel persoon teruggee aan die einde van die dag wanneer jy hierdie goed alles gaan reg bestuur. En dis die voordeel van die DNA, want indien ek nou 'n slegte geen geërf het, kan ek net terugsit en sê, ag wel, ek het nou die slegte geen geërf. En nee, jy kan iets daar doen. verseker. Dit was vir so funny toe ons nou Verseker. gekom het vir ons DNA toetse by dokter. Toe sê die een vrou vir my, ek was verstom eintlik. Sy sê vir my, "Oeh, nee, ek gaan nooit wil gaan vir my DNA toets nie." Ek sê, "Hoekom nie?" "O nee, want dan gaan ek nou weet wat ek gaan nou kanker kry en dan gaan dit ek sê, "Nee, inteendeel, wat vir my amazing was van die toetse. Hier wys jy vir my al my rooi merkers en daar is soveel negatiewe goed in my DNA, niks is geaktiveer nie." Hoekom? En dis nou presies wat jy sê, is you choose your lifestyle. So nou weet ek waarvoor ek moet oppas. Dis eintlik amazing, want nou weet ek, okay, ek kan nou nie net suiker eet nie, want ek gaan diabetes word. Ek moet pas op en ek moet kyk na my spysvertering, ek moet kyk na my serotonien, want ek kan prone to depression. So dit help jou eintlik. Dis eintlik 'n fantastiese, soos 'n padkaart wat jy kry, wat vir jou dan sê wat jy voor moet uitkyk. Kyk, DNA is slegs potensiaal. So, as jy dink 'n lig en 'n ligskakelaar en die is met 'n draad verbind. Daar's sy. So, as ek die skakelaar aansit, dan gaan die lig aan. Daar's sy. As ek die skakelaar afsit, gaan die lig af. Ja. So, die genetiese potensiaal, kom ons sê byvoorbeeld tot kanker, is daar, want ja, my ouma het borskanker gehad en my ma het borskanker gehad en ek sit ook met hierdie swakker gene om estrogen metaboliete af te breek wat dan kan veroorsaak dat ek dit kry. Yes. Maar ouma en ma het net geëet wat hulle wil. Daar's sy. Ouma het nog 'n lekker harde kap saam met dit gevat En wat haar lekker lewer papoenkoekies met daai karamelsous. Verstaan en ouma het nie eers na haar hormone gekyk nie en want sy is mos nou al verre menopause maar daar ouma ook nou haar borskanker gekry want die potensiaal is geaktiveer. Jy kan dit totaal vermy. Dis wat so wonderlik is. Deur net die gene te deaktiveer en so te hou. Amen. Ja. En dit wys ook net wat vir my die DNA, ons gaan nie gou gebreek vat en dan gaan ons nou weer verder praat, maar ek wil net die noem. Dit wys dan vir my die hele ding van God can rewrite your DNA. En dit was presies wat ek ervaar het toe ons toetse gedoen het, is ja, hier sê dit nou in papier en op swart en wit, dit en dit en dit is in my liggaam, maar niks wat dit is you choose. En dis weer eens, you take your thoughts captive, you decide what you're going to do. Romeine 12 vers 2. Jy moet hierdie oorkom. Daar's sy. Ja. Okay, ons gaan gou 'n breek vat en dan gaan ons net so vinnig 'n bietjie praat oor verskillende simptome wat mense het met burn-out en dan daarna gaan ons 'n bietjie praat oor menopause. So kom gou weer terug en kry vir jou notaboekie want hierdie wil jy verseker neerskryf. Welkom terug. Ons kuier nou vanoggend baie lekker hierso saam met dokter Stefan Skuman en ons praat 'n bietjie oor uitbranding. Nou, wat vir my nogal interessant was voordat ons praat oor die simptome was
Dokter het my voorgestel aan hierdie boek van Dr. Wilson. Ek kan nou nie sy van Wilson, hè? Dr. something Wilson. Ja. En ek James L. Wilson. Yes, en ek het hom toe gaan bestel en ek het toe navorsing gedoen en hy het actually 'n toets wat jy kan doen online, wat jy kan toets vir adrenal fatigue. Maar toe ek nou hierdie boek kry, toe het ek hom soos die Bybel gelees. En ek het net besluit, luister, hierdie ding, nou weet ek wat ek het, so nou weet ek waaraan om te werk. En dit het vir my so baie sin toe begin maak, want die ding is, mens moet verstaan wat die simptome is, want baie van ons het dit, en dan weet jy nie, jy het dit nie. Ek het letterlik langs die rugbyveld gestaan, en hierdie een afrigter het met my man gepraat, en hy verduidelik al hierdie simptome, en sê, my vrou se kop raas bietjie, en ek weet nie wat alles nie, my man sê vir hom, luister, wag, ek bring vir jou boek. Hier gee ons die boek weg, gee dit vir sy vrou. Weer eens, ons kuier eers en hierdie een vrou vertel. Ek sê van wag, ek bring vir jou hierdie boek. En die boek se naam is The 21st Century Sickness. Stresssyndroom. Stresssyndroom. Ja. En dit is presies wat dokter nou gesê, dit is hoekom dit so gemisdiagnoseer word, want dit is 'n nuwe ding. Want dit is in ons nuwe natuur waar ons in sulke hoë stresvlakke wandel en waar hierdie kortisol levels net sky high die hele tyd hardloop. En dit is wat ons moet begin agterkom om die tekens ook te sien. Want is daar verskil tussen net gewone burn-out en spesifiek adrenal fatigue? Of is dit maar dieselfde ding? Dit kom op dieselfde neer. Ja. Adrenal fatigue sê net, dit is waar dit behandel moet word. Okay. Ja. Yes. Dis die teikenarea. Ja. Maar moegheid is moegheid. Dis Jy verstaan, as jy moeg is en jy slaap nie en jy staan moeg op en jy moet gaan werk en jy slaar moeg, dan is jy moeg. Moeg is moeg. En dan by 'n bepaalde plek kom jy en dan sê jy, ek kan nie meer nie. En dan is jy uitgebrand. So in adrenal fatigue is daar 4 fases. Okay. En dit word dan met die bloedtoets bepaal in watter fase is jy. So die bloedtoets moet gevat word tussen 8 en 9 die oggend, sodat jy die hormone op hulle piektyd kan kry. Ek onthou daai, yes. So weer eens, dit moet reg gedoen word, anders is dit nuttelose inligting. Kan jy in die middel van die dag dit gaan doen. Ja. Dan, daar is glyskale, ek wat al jare daarmee werk, kan redelik maklik vinnig in middel van die dag bloed ook evalueer, as mense al by iemand anders 'n bloedtoets gedoen het, en dis nie op tyd gedoen nie. Ja. Maar akkuraatheid, dis hoe dit werk. En dan kyk jy na die ratio tussen die twee. En 'n gesonde ratio is so 30-1. Ja, ek onthou daai. Van DHEA Ek onthou myne was 1 teen 7. Ek sal dit nooit vergeet nie. Was 1 teen 7, so ek was totaal en al uitgebrand. Ja, so enige iets onder onder 10, onder 10 teen 1 is vlak 4 van uitbranding. Yes. En dit is dan wanneer kortisol op sy laagste lê en DHEA op sy laagste lê. Beide. So daar is nie 'n battery nie, daar is nie 'n inverter nie en 'n sonpaneel bestaan nie eers nie. As ek nou reg kan onthou, jou DHEA moet ten minste 10 wees, nê? As jy nou kyk na die syfertjies. Nee, dit hang van ouderdom af. Okay, hang dit van dit af. Geslag af. So want ek onthou myne was 2 en hy was verskriklik laag. Ja. 2 is vir 'n tannie hierso in haar 70s. Jy het vir my gesê, jy het gesê ek was so 'n ou tannie. Maar dan voel jy soos 'n tannie in haar 70s. En die krankhede van daai ouderdom kom ook. Verseker. En dit laat jou so voel. Ja. So dan moet 'n mens weer jou biologiese ouderdom terugbring na die ID-boek ouderdom toe. Ja. En dan van daar af is ons op dieselfde vlak. So vlak 4 uitbranding vat tyd om reg te maak. En jy moet onttrek uit die omgewing uit wat dit vir jou gebring het, as dit werk is of huisomstandighede wat ook al, en dan dit kan enigiets tussen 6 maande en 2 jaar vat. Ek het pasiënte wat ek al 3-4 jaar behandel het. Hulle het vinnig, of nie vinnig, hulle het uit vlak 4 uitgekom. Maar hulle is nog nie op optimum vlak nie. En dan is dit baie meer besigheidsbestuur. En daar's nie 'n quick fix nie. Nee, en jy het ook gepraat het van nageboorte. Nageboorte is een van die aktiveerders van adrenal fatigue, want jy
In Engels noem hulle dit labor, dis baie harde werk. Jy het 9 maande al die pad gestap. En dan is dit die hardste werk is om dan die baba in die wêreld te bring. En dan begin die werk. Want nou moet jy borsvoed, dit slaap nie, en jy het nog ander siblings, en jy het 'n man, en, boem, uitgebrand, klaar. En dan skop die nageboorte depressie in, en dan huil hulle net. En so met die gevolg is, werk kan jou na 'n uitbranding toe vat, as jy 10 mense se werk doen. Ons het hierdie in COVID gesien, dit was so sterk. In COVID het ek baie praatjies gedoen oor adrenal fatigue, want nou ewe skielik werk mense van die huis af, so hulle het nie nou 'n tyd wat die gebou toemaak nie. Hulle hou net aan werk, want ek doen nou 10 mense se werk. Môreoggend het ons 'n Zoom vergadering, en dan word dit en dit en dan gaan dit is net 'n malhuis. So waar ek dan met daai mense sit en weer terugbring in roetine in. Die liggaam hou van roetine. Hy wil op tyd eet. Daarom het ons 'n geen wat ons noem die clock gene. En clock gene maak dat ek moet op tyd eet, ek moet op tyd gaan slaap. En et cetera. Metaboliese, wat noem hulle metaboliese siklus, of wat, nee, dit is 'n metabolisme, dit is 'n ander woord, wat praat van al die ritmes, is jou eet slaap, jou vertering, al daai tipe van goed. Want ons gaan 'n bietjie praat oor die simptome, so algemeen weet ons nou al, jy's so moeg, jy maak nie saak wat jy doen nie. Jy kan slaap, jy kan op vakansie gaan. Jy kan enige iets doen, maar jy bly net moeg. Maar dan, soos jy ook genoem het, wat baie kenmerkend is aan adrenal fatigue, is jy is nou so moeg, en dan die hele dag wil jy aan die slaap raak, veral in die middag, jy kan nie oë oop hou nie, maar dan 5 uur, dan is jy so wakker soos 'n akker. Dan kan jy vergeet, en dan het jy nou weer insomnia. So dit was nogal vir my 'n baie erge siklus daai. Dan kan jy weer niks slaap nie. So ek het gemiddeld, ek dink, in 6 maande 2 ure aand geslaap. En dan word jy letterlik, ek meen hulle gebruik dit as torture in die army. Jy word letterlik naderhand mentally nie lekker nie. En dan as jy die hele tyd dif kop, en dan was op 'n stadium dat ek, as ek so loop, dan moet ek vat aan iemand om te voel, is ek nou wakker of slaap ek? Want jy word letterlik mentally half, of jy nie meer kan onderskei wat om jou aangaan nie. So dit was nou nogal baie kenmerkend, maar die ander ding wat ek ook opgelet het, is die kopsere wat jy so kry. Maar dit is seker nou as gevolg van die hormoon wanbalanse, die kopsere. Ja, en onthou ook, omdat die kortisol die immuniteit reguleer, en as jy nie goeie regulering daar het nie, dan begin daar baie meer toksines in die liggaam opbou, jou heel filteringsproses gaan agteruit, die liggaam se energievoorsiening gaan agteruit, so die manier waarop die liggaam metileer, dit is byvoorbeeld, metylering is waar jy, in Engels praat ons van methylation, en dis nou groot buzzword in Amerika, maar as jy hierdie proses van, soos 'n rekenaar se prosessor, as hy te stadig is, dat die inligting te stadig oplaai vanaf die DNA, en word alles te stadig in die liggaam geprosesseer, dan draai daai ou blou sirkeltjie op die skerm, en hy laai nie, en dis dan hoe jy voel. Jy laai nie, jy laai nie energie nie, die brein laai nie, hy's dof, vergeetagtigheid. Memory loss, heavy, ek kan niks onthou van die eerste jaar van my kind se lewe nie, niks. Oor dit. Mense het die hele tyd daai dof gevoel, jy kan nie onthou nie. En dan die groot ding wat ek ook agtergekom het, is nou dink jy, ek moet begin oefen, ek moet aan die gang kom, want oefening is mos nou goed vir jou. Maar dan klim jy net trappe op, dan is jou trend uit asem uit. So jy het nie eers krag eintlik om te oefen nie. Verseker. En nou gaan sit jy by iemand, en jy gooi net kolle. En nou wil ek vir jou vertel, jy moet jou geloof oppomp. Jy moet positief wees. Jy hoor nie eens wat ek vir jou sê nie. Dis al die virus toe. So in daai kongres het ek vir die sielkundiges gesê, dat as jy 'n pasiënt voor jou sit, en jy sien, die ligte is aan, maar as niemand by die huis nie. Hulle hoor nie eens wat jy sê nie. Dan help dit nie jou aan met nog sessies nie. Dan se tyd dat jy eers hierdie ou gaan vat, en hom gaan opbou, en hom terugbring sielkundige toe, en sê,
dit is hoe jy in die eerste plek van die perd afgeval het. Yes. Kom ek leer jou om die perd te ry. Daar's En dan klim jy op die perd en jy ry hom. yes. Hoekom sê ek sielkundige ook, is dat daar's lewenswysheid in metodes en dit wat hulle toepas om dit te kan doen, en dan ook beraders. Ons moet by 'n geestelike plek kom en ook sê, waar het ook geestelik van hierdie perd afgeval. Ja. Ja. En kom ek begin hierdie regmaak. Vader, vergewe my. Help my. Ek weet ek sal nie bo my kragte versoek word nie, maar ek moet. Ja. En fantasties is dat, jy weet, hierdie gesondheidroete wat ons stap, is nie Vader se verantwoordelikheid nie. Dis jou. Is jou verantwoordelikheid. Sy verseker. Is jou liggaam. Ja. Ja. Ander simptome wat ek nogal beleef het was dat ek partymal jy's so moeg dat jy letterlik, ek onthou met tye was ek so moeg, ek kon nie eers praat nie. En dan voel dit ek kyk maar kan nie sien nie. Dis letterlik of jou wat jy sien, dan leek net en dan sê ek dit vir my man, ek is te moeg, ek kan nie eers met jou nou praat nie. En dit is dan daar ook wat mens moet, ons het naderhand tekens gehad vir mekaar. So ons het begin 'n kodetaal praat, want ek het vir hom gesê, ek weier om nou die hele tyd oor dood te praat. Ek is siek, ek is moeg, ek wou dit nie meer sê nie. Toe sê ek vir my, okay, ons gaan, en ek dink ek het dit vir dokter ook vertel, ek gaan in nommers praat. Jy gaan by die huis kom, dan gaan ek vir jou sê, vandag is 'n 4-dag. Vandag is 'n 10-dag. So ek het begin sulke grafieke opmaak, ook om te sien, wat is dit? En dis presies wat dokter gesê het. Wat is dit wat my uittap? Wat is dit wat my, want ek het dit letterlik begin sien, soos my energie is soos golden liquid. So, in die eerste plek, liggaamlik. Wat doen ek liggaamlik wat my liggaam uitput? En ek het dit neergeskryf. En dan het ek geskryf, okay, ek was nou met die gym, dit het nie vir my gewerk nie. Ek het nou gaan strek, okay, dit was nou beter. Ek het net gestap, okay, dit kan ek hanteer. Ek het net geswem of wat ook al. En dit die hele tyd te reguleer en dan kan begin mens agterkom wat's goed en sleg vir jou. En dan begin jy ook agterkom, luister, my energie is letterlik so belangrik. Ek kan nie bekostig om dit te waste op mense wat my emosioneel mee uitbrand nie. Ja. En waar mens dalk voorheen nog sekere goed getolereer het, moes ek in daai tyd letterlik die teikers uitgesny het. Verseker. En gesê het, nou mo. Yes. Want omdat jy's in die bediening en jy het 'n hart vir mense en jy wil almal net help en partymal dan misdiagnoseer jy dit en jy dink dit is selfsugtig of nee te sê vir mense. En dan dink jy net jy moet net gee en ons is nie masjiene nie en jy kan nie produktief wees as jy moeg is nie. So dit was een van die belangrikste dinge wat ek moes geleer het daai tyd. So, is daar nog ietsie wat dokter wou gesê het oor die adrenal fatigue en dan gaan ons nou 'n bietjie praat oor die menopause want ek dink die twee gaan nogal hand aan hand. Ja, hormone speel 'n baie belangrike rol omdat vrouens maar eintlik 'n hormonale wese is. Seker, nee? Is daai baie belangrik en jy weet ook daar kom jong mense by my met adrenal fatigue. Dis so hartseer. Moenie dit uitsny nie. Dan sit jy met hierdie kind op skool wat daar soveel druk op haar en sy's uitgebrand en voor jy jou kind verloor, pa en ma, voor jy jou kind verloor. Maak seker dat hierdie goeders getoets word ook. Daar's sy. Want onthou, byvoorbeeld DHEA word bestuur deur die CYP17A geen, kortisol, FKBP5, DBP gene by Vitamiene D. So met die gevolg is, jy kan dalk 'n kind hê met swak battery gene. Hulle is net tot soveel in staat. Maar jy dryf hulle by dit verby. Hulle dryf hulle self, die onderwysers dryf hulle, die maats dryf hulle, die sosiale omgewing dryf hulle, die dryfvere is te veel en hierdie persoon kan net soveel laai. En dit is dan wanneer hulle breek en uitbrand en of hulle besluit kom ons vat 'n quick fix. Kom ons net hierdie dingetjie laat my gou beter voel. En die dingetjie is die probleem dingetjie. So jy weet, so hierdie goed moet mooi geïdentifiseer word. 'n Mens kan dit regtig met bloedtoets en DNA identifiseer. Nou wat gebeur dan met die persoon wat byvoorbeeld
'n lae DHEA het met 'n CYP17A wat in die rooi is wat net sê ek maak net soveel. En dan is dit die kapasiteit van hierdie persoon is, hulle maak net soveel. En dan moet jy aanvul. En jy moet maar vir die res van jou lewe aanvul want geneties maak jy net soveel. En die oomblik as jy eers die gate vol gemaak het, jy weet hoe dit voel as die gate vol is en jy weet hoe dit gevoel terwyl die gate leeg was. En die oomblik as jy dit net opgevul het, dan verander daardie persoon in totaliteit. Totaal. Nee, dit is so Die waar. prestasie en goed kom van self, die gedrewenheid moet aangepas word. Jy weet so daar's baie goed van ja, maar jou boetie leer dan so hard en kyk hoe goed presteer hy en jy kan nie, jy lê net op die bed. Jy is dan kyk jy's al oorgewig, jy eet net. En wat baie mense is moeg, dan eet hulle meer omdat hulle soek energie, veral kinders. Hulle begin al meer suiker eet. Wat net die ding vererger. Opkikkers vat, koeldranke met hoë kafeïnvlakke, opkikkers vat om jouself op te kikker. Jy maak dit erger. Die gat moet eers vol gemaak word. Dan kom jy van self daar uit. En op watse ouderdom kan kinders al kom vir hierdie DHE-toets of kan ek sê die DNA-toetse bedoel ek? Nee, DNA kan jy van redelik klein afkom. O, jy kan baie vroeg. Ja, want onthou jou gene verander nie. Yes. Ek verkies net dat sulke kinders nie, die ouers kom vir die konsultasie, nie vir die kind nie. Ja. Want hulle maak afleidings wat hulle nie moet nie, omdat hulle nie die volwasse insig het van wat volwassenes het nie. En dan ook op daai ouderdom ook die ou kleintjies, die ouers vat die verantwoordelikheid. Maar wat fantasties is in daardie DNA kan ek vir ouers sê, sien jy het so 'n tipe kind, maak hier so groot. En so met die gevolg is jy kan baie goeders daarin, dan die bloedtoets kan ons van jong ouderdom afdoen. Ek kan nie daarvan om kindertjies bang te maak met naalde in die klas van bloed trek nie. So eers wanneer hulle regtig ek verkies bo 12 wat dit betref en dan kan 'n mens van daar af begin werk. Die ander mense het al soveel jare ervaring in die goed dat jy kan al klaar sien hier is die tipe probleem en kindertjies kan met druppeltjies behandel word en dan op ouderdom 12 kan mens na ander tipe behandeling toe gaan en dan op volwasse behandeling vanaf 16, 18 en daar gaan jy. So daar's vir almal hulp. Yes. Ja, en ons gaan nou 'n bietjie praat oor die IV's. Ons moet nou nie vergeet van daai een nie wat ons wil praat. Maar wat vir my nou nog ook interessant is, ek wil net gou hierdie laaste ding ook noem met dokter bespreek oor die slaap, nê? En daai tyd het hulle my toe op slaappille gesit. En ek het nou klaar hierdie memory loss en ek het klaar hierdie dofheid en ewe skielik toe sit of wat vir my vererger het. Toe het ek agtergekom van hierdie slaappille is so sterk en die dokter sê nie noodwendig vir jou nie, want ek meen hulle het baie van hierdie pille, so ek wil nou nie name noem nie, wat hulle vir die pasiënte gee wat nou 'n skok is. Jou man is dood, nou kan jy nie slaap nie. Nou moet jy slaap. So hulle gee dit eintlik net vir jy moet dit eintlik net vir 3 maande drink. Maar nou voorskryf hulle dit sommer vir jou. Nou drink jy dit vir 'n jaar, 2 jaar en eintlik is dit verskriklik skadelik vir jou brein. As ek reg as ek so sê. Ja, verlede jaar Augustus was ek by 'n kongresse spreker gewees vir neuroloë en psigiaters om te kom vertel oor die DNA impak, die genetiese impak op slaap. Yes. En hoe gene kan maak dat jy nie slaap nie en wat moet ek daaromtrent doen? So geneties kan ek gaan en ek kan hierdie gene manipuleer deur lewenstyl en dan hoef ek nog nie by slaappille uit te kom nie. Ja. So ek wil eintlik sê dat slaappille, jy's doodreg, dit is ons het die dag daar ook saam gepraat dat slaappille is 'n middel tot 'n doel. Moet eintlik 'n kruk wees vir wanneer jy nie kan loop nie totdat jy weer kan loop. Dan loop jy. En daar is eintlik natuurlike goed, fantastiese goed. Ja, jy moet self gaan en jy weet so dit is die wetenskap van slaap is groot, kom ek begin daarby. Jy kan baie toets doen, maar baie goed wat jou slaap beïnvloed. En maar ek moet bieg soos ek dan die dag daar 'n klomp gene verduidelik het, dat as jy hierdie goed onder beheer kry, dan slaap jy. Daar's so
dit is min dat as jy deur so 'n regime gegaan het, laat jy nie meer slaap nie. Jy slaap. Daar's sy. Want dit is ook gekoppel natuurlik weer iets wat in jou kop aangaan ook, want baie keer is dit dat mense nie kan slaap nie want hulle overthink wanneer in die aand. Ja. As jy nou gaan lê, dan begin jy nou te dink. So dis ook daai taking your thoughts captive wat 'n praktiese ding is, maar ook as jy nou kyk soos jy kry so CBD wat jy kan drink wat jou rustiger maak en jy kry natuurlike goed wat jy melatonien self ook. Melatonien ook. Wat die brein self maak. So ja. Jy weet melatonien word uit serotonien gemaak. So serotonien is nou eintlik jou antidepressant hormoon. As ons dit nou so kan stel, jou happy hormoon. Ja. En jy maak serotonien uit hom uit. So as jy nou al jou serotonien op 'n dag opgevreet het, waarmee moet jy nou vanaand melatonien maak? Ja. So hoe gaan jy nou slaap? Ja. Verstaan? Ja. So dit kom weer terug na die ding toe van ons is liggaam, siel en gees. Die realiteit daar buite is dat as jy nie in die lig is nie, is jy in die duisternis. Daar's nie 'n verkeer, daar's nie 'n lou plek nie, daar's nie 'n grys plek nie. Ja. So as jy nie in die lig is nie, is jy sekelstert se kos. En hy is getrou en onregverdig en hy sal jou aanval en hy sal jou uithaal. Want hy wil. Ja. So maar die gevolg is waak en bid en wees verstandig in dit wat jy doen. En moenie sommer net goed drink en laat jou goed toets en neem verantwoordelikheid vir jou gesondheid en bestuur jou stressors. En probeer die mense vermy wat jou energie tap. Amen. Nou sit jy in hierdie werksituasie. Dis almal wat voor my kom sit. Sy een groot probleem is by die werk. Daar word net soveel meer van ons verwag. En wat het gemaak dat alles nou ewe skielik vinniger? Jy weet as jy nou terugdink in die ou dae, as jy my nie op 'n landlyn in die hande gekry het nie, dan het jy my nie in die hande gekry. Daar's sy. Dan was dit so. So selfoon het absoluut die tempo verhoog want ek kan jou nou bel en vir jou sê, doen gou daai ding. So alles beweeg net 10 keer vinniger, 100 keer vinniger. So die hele lewe is vinniger. En daarom moet jy gereelde breuke vat. En daarvoor het Vader dit as een van die 10 gebooie gemaak. Nee, Sabbat. Jy moet Sabbat. Jy moet Sabbat. Jy moet rus. En wanneer jy dit nie onderhou nie, is dit so goed. Jy het een van die ander gebooie oortree. So dit is waar jy weer net terugkom by jouself en raak stil en weet dat Vader is in beheer. Maar as jy nie ondergeskik is nie en jy gaan aan en dan gaan hierdie goed op jou toesak. Gaan op jou toesak. Ja. Ons gaan nou weer amper 'n breek vat, maar ek wil ook net dit noem van dit was my so interessant. Ek het gekom, dokter het alles getoets, ons het gepraat en ek het begin met hierdie program. Jene en ek het daai boek gekoop en ek het alles so mooi gevolg en ek het regtig toe begin ondersoek en doen en na 'n maand kom ek daar by dokter aan en ek sê ek voel nog niks beter nie. En ek onthou daai grin en dokter sê, luister, die is nou soos 'n skip wat stadig moet omdraai. Maar wat vir my amazing was is dis my eintlik so significant, want gister was die 1 September. En ek was in 2014 by dokter in Oktober en die 1 September 2015 was die eerste dag en ek onthou dit so goed. Dit was half soos of dit 'n breakthrough was wat ek normaal gevoel het in 'n kwessie van 6 jaar. Op die 1 September 15 of 10 jaar terug, is nou 10 jaar terug. En dit was soos daai 6 jaar, dan was dit soos, ek onthou ook in daai tyd, het ek gewonder, ek my Here, hoekom het ek hier goed beleef? Hoekom dararara? Maar soveel wysheid wat die Here in daai tyd vir my kom demonstreer, soos onder andere thankfulness. Ek kan nie kies hoe ek voel nie. Ek kan nie ek het dit nou. Dit was nie alles noodwendig
goed wat ek nou toegelaat het nie, want dit was as gevolg van die swangerskap en dit was die derde kind en ek doen nie goed met my slaap nie. My dogtertjie was baie siek, sy het breinvliesontsteking gehad die eerste maand van. So daar was baie stressors wat buite my was. En dis waar ek ook moes geleer het. Daar's sekere goed buite my vermoë, en sekere goed binne my vermoë. Maar ek kan altyd kies to choose joy. En om die mooi te gaan soek. En die Here het dit vir my begin sê. Hy het vir my gesê, gaan hoor die voeltjies, die eenvoudigste ding. Kyk die blomme. Kyk nou jou kind se laggie. Dis gaan jou laaste babietjie wees. Geniet dit, want partymal is mens so gekonsentreer op dit wat jy nie het nie en die swakheid en dan mis jy die mooi. En toe na die tyd, ek meen daai jaar toe ek nou in die genesingsproses was en alles, toe is dit of die Here net kom deurbreek het en gesê het, ja, baie keer gebeur daai dinge, maar dit is altyd jou keuse hoe jy dit gaan hanteer, ten spyte van dit. En dan weer eens, om eienaarskap te vat en te sê, okay, wat gaan ek hier aan doen? So, ons gaan net gou-gou 'n breek vat, en dan gaan ons oor die volgende onderwerp praat. Ek dink wat net so belangrik is vir ons vrouens, en dis bietjie oor menopause. Ons is nou weer terug. Welkom terug, jy kuier hierso saam met my en Dr. Stefan Skooman. Ons praat 'n bietjie oor die gesondheid en ons het nou gepraat oor bietjie oor uitbranding en nou gaan ons 'n bietjie praat oor menopause, want ek dink dis ook 'n groot aspek wat gemisdiagnoseer word in die praktyke en ook daar was nie baie of ek dink is nou al beter, maar jare terug was daar nie veel inligting nie. Ek het actually een keer gehoor 'n dokter praat wat op dit spesialiseer. En sy sê sy het met haar pasiënte, sy het nou 'n hele groep studente wat sy nou moet oplei en hierdie klomp sê toe vir haar, luister, ons kon nie met hierdie vrou werk nie, want elke halfuur moet sy die vensters opmaak want sy kry te warm met dit en hulle het nie eers agtergekom sy het menopause, dan is ek soos in almal weet van hot flashes en menopause, maar die ander ding is ook, ek dink is so misgediagnoseer want mense assosieer dit net met hot flashes. Maar is dit nie soveel meer as net hot flashes nie? Verseker, want daarmee saam moet jy gaan kyk ook weer eens hoor jy die woord ratio. Ja. So ons praat van die PE ratio, die progesteroon estrogen ratio. Daar's sy. Ja. En omdat wanneer jy in menopause ingaan, kom ons verduidelik eers wat gebeur. Ja. Is dat 'n vrou word gebore met 'n sekere aantal eierselletjies. En as hulle nou opgebruik is, want elke keer as jy ovuleer word van die eierselle vrygestel. Yes. So as hulle nou opgebruik is, dan kan jy mos nou nie meer kinders hê nie, want hulle is nou opgebruik. En dan begin die eierstokke spoed verloor en nou begin die brein boodskappers stuur en die twee boodskappers se naam is die luteale hormoon en die follikelstimulerende hormoon. En hulle stimuleer dan nou die eierstokke om hormone te produseer. So wanneer daai twee getalle begin klim in 'n bloedtoets, dan weet ons, hier kom ons nou al hoe nader aan menopause. Yes. So die eerste tekens dan van menopause daarmee saam is dat jy begin 'n ongereelde siklus kry. So jy slaan menstruasie oor. Ek het nie die maand gemenstrueer nie en volgende maand het hy weer op 'n ander dag gekom. So ons praat eers dan die vooraf menopause fase is daar waar die eierselle begin min raak en die siklus begin ongereeld raak. En dis gewoonlik hierso middel 40s en party vrouens al vroeë 40s. En party het net maar min eiers. Ek het gehoor laat 30s al. Hulle sê op 30 het jy al 90% van jou eiers al verloor. Kan dit wees? Ja, want mans eintlik verloor al op ouderdom 35 kan al in erektale disfunksie ingaan. Ja. Want vrouens op daai stadium self. So daarom is dit eintlik dat 'n vrou met haar kinders vroeg hê in haar 20s hê.
Maar ons sosiale omgewing laat dit nie toe nie, want jy gaan nog Baie universiteit toe. later, dis reg, en so meer, ja. en so meer. So dan eers in 'n latere ouderdom, dan begin jy nou kinders hê. En dit is dan wanneer dit al amper toemaaktyd is. Verstaan? So, party is gelukkig, gaan vir baie jare aan, en ek het pasiënte wat al amper middel 50s is, en is hulle nog nie eens in menstrueer hulle nog. Dan is hulle nog nie eens in menopause nie. So mens kan nie dit regtig as 'n maatstaf aan ouderdom aan dit koppel nie. Hou die siklus dop, en dan begin jy agterkom, saam met hierdie wat ek nou ongereeld menstrueer, kom dan ook daai hittegloede en emosionele verandering en die hare verbrittel. O ja, dit het ek agtergekom. En my vel raak droog. Ja. En ek begin gewig optel. En ek voel puffy. Ek het 'n oulike spotprentjie gesien wat ek al in 'n praatjie voorheen gebruik het, is dat the 7 dwarfs of menopause. Okay. Itchy, bitchy, twitchy, en hulle het almal sulke name. So, dis nogal oulik. Maar vrouens raak geïrriteerd en moeg, ongereeld slaap. So jy kan gerus nou vir Dr. Google ook vra symptoms of menopause, en jy sal verstom wees oor wat hierdie simptome alles behels, net van ek begin al in menopause ingaan. So die vraag wat ons dan onsself moet afvra, moet ek my dan maar net los, dit is nou 'n natuurse manier, en bite the bullet. Nee. Hoekom moet jy deur al hierdie goed gaan? Hoekom moet jy grondpad ry as jy op die snelweg kan ry? En daarvoor kan mens regtig baie. En vandag se moderne lewe moet daar seker nou 'n bietjie meer navorsing wees en oplossings wees. Weet jy, daar is die lieflikste krye wat baie goed werk, wat 'n mens kan gebruik om hierdie menopause simptome te verlig en dit vir jou maklik te maak, en jy gaan liggies deur dit. Ek sê altyd, dit is soos 'n vliegtuig wat kom land. As hy nie betyds sy wiele uitsit nie, dit gaan 'n harde landing wees. Verstaan? En dis nou die estrogen, nê? Want dis die ene wat die vinnigste verouder, dink ek, van die ek weet nie, ek neem estrogen is eintlik die vrouens se hoofhormoon, soos wat die mans se testosteron is. So nou moet ons nou ook onderskei hier. Kan mans dan 'n menopause ingaan? Ja, manlike menopause word genoem andropause. So, ek sal dit net midlife crisis noem. Presies. Die man sweet nie, maar die meer is moeilik. Raak baie meer geïrriteerd, skop die blik in plaas van die hond. En raak lui. Nie meer lus om goed te doen nie. Begin liggaamlik verswak. Dis nogal spier wat ek agterkom ook, wat ek ook eers gehoor het, en ek het nooit daai assosiasie gemaak nie, van hoe minder estrogen jy het, hoe meer inflammasie kry jy, en nou ewe skielik het jy heupyne. Nou het jy ewe skielik skouers. Hulle praat van want ek het nou so jaar terug al 'n skouer ding, en ek dink dit het iets daarmee te doen. So, ek het 'n gesegde, om te weet is om te meet. Doen die bloedtoetsie. Right. So, indien jy nog menstrueer, is dit belangrik om op of dag 14 of dag 21 van jou siklus bloed te trek, sodat mens 'n akkurate progesteroon-estrogen ratio het. Indien jy nie meer menstrueer nie, wel, dan is dit nou nie meer daar nie. Indien jy 'n loop in dit soos die Mirena, 'n anti-swanger word meganisme dingetjie, dan help dit ook nie jy doen 'n bloedtoets nie, want mens kan gaan kyk, as die estrogen baie laag lê, dan weet jy, okay, dit is laag, aanvul daarmee. Dan, kom ons praat ook progesteroon, vrouens se ander hormoon, is dat progesteroon speel 'n baie belangrike rol, terwyl jy nog menstrueer en kan swanger word. En daarna gee dokters nie meer regtig om oor progesteroon nie. Wat vir my 'n fout is. Progesteroon moet jy in verhouding met estrogen hou om optimale hormonale gesondheid te hê. So by
menopause praat ons van 'n 8-1 ratio, progesteroon estrogen ratio. En ek het al gesien, dan is 'n vrou het sy genoeg progesteroon, maar sy bly nog gewig optel. Die hare en die naels kom nie na en die vel glanster nie. Yes. Wanneer is 'n vrou op haar mooiste? Wanneer sy swanger swanger is. is. Ja, Wat dis gebeur met sy. progesteroon dan? Skiet deur die dak. Verstaan? So progesteroon bring vir my mooi eienskappe na 'n vrou toe. En daarom Dis is dit vir my, ek hou van 8-1 progesteroon estrogen ratio. En dit toets 'n ou dan ook in menopause. Jy kan daai tyd dan enige tyd toets as 'n vrou in menopause is. En dan kan mens nou van daar af begin en sê, goed, kom ons kry balans tussen hierdie hormone. Ja. Ek persoonlik hou van bio-identiese planthormone. Okay. Ja, dit werk 'n bietjie stadiger en dit is 'n roompie wat jy in jou vel smeer, is nie 'n pilletjie wat jy drink nie. So party sê, man, ek verkies 'n pilletjie, nou dan moet jou dokter vir jou 'n pilletjie gee. So ek hou van kryebehandeling saam met 'n plant bio-identiese. Yes, en ons wil dat die natuurlike sy gaan deur die menopause. Maar nou, Tannie, jy's nou te oud, jy het nie meer hormone nodig nie. Jy het hormone nodig tot die dag dat jy sterf, sê Stefan Schoeman. Okay, so maar kan jy dan hierdie Iemand behandeling anders- vir ewig aanhou? Iemand anders kan ander stories sê. Ja. Ek sê, wanneer jy volwaardig vrou wil wees, tot die dag dat jy gaan, moet na hormone gekyk word. Yes. Want estrogen sê, neem die kalsium op in die bene. So as estrogen laag is, en neem ons nie die kalsium op nie, dan kom osteoporose. Sien, dis waar die koneksies Jy verstaan, so wanneer in die ou dae daar nie na vrouens hormone gekyk was nie, het hulle al op die heup gebreek op 70. Dis wat gebeur. Vandag se Daar's tyd sy. is jy 70, is jy nog 'n junior, Ja, want jy moet nog 90 toe gaan. daar's sy. Verstaan? En as jy gelukkig getroud is en jou kleinkinders is lief vir jou en jy het 'n spannetjie en dis lekker om hulle te hê, wil jy nie dan die lewe ook pynvry en met energie ingaan nie? Yes. Hoekom moet jy dan sonder hormone sit? Ja, Verstaan? yes. Vir my 'n vrou moet optimum en 'n man ook optimum op hormone werk. En soos wat ek dan met vrouens hier praat ek met mans ook. Daar's sy. En vrouens kry hulp, hulle gaan ginekoloog toe. Maar Man- die arme mans. Mans, Ja. hy raak net 'n ou grampie ou man en hy tel gewig op en hy verloor spiermassa en dan begin sy selfbeeld vir hom duik. En dit is wat jy nou genoem het, daai midlife crisis. Dan koop hy nou 'n rooi sportmotor net om bietjie daai selfbeeld op te tel. Weet jy wat? Ek het dit nog. Ek kan dit. En dan waai 'n jong meisie vir hom, oom, en oom is bly want ek kan regtig net vir jou hormoonaanvulling gee. En jy hoef nie geld op daai duur rooi motor te gaan uithaal nie. En jy het energie om gym toe te gaan. En jy kan nog lekker hard oefen. En op 60 presteer ek nog soos 'n jong man. En doen alles voluit en voel goed, want ek sorg dat my testosteroon vlak op datum bly. Yes. Ek kan onthou my pa was in sy vroeë 50's. Oorgewig en hier is hy nou sommer heilerig. Ek sê, wat se chol is hierdie? Oh, shit. Ja, ek is nie eens meer lus om gym toe te gaan nie. Och, nee. Ek sê en hy en sy dokter wat hulle albei is nou al oorlede. Ek sê, nou gaan na Jakes toe dat jou testosteroon vlak toets. En hy gaan toe, hy sê, jou testosteroon vlak is op die grond, man. Shit. En hy begin hom toe behandel. En toe, dit is 'n maand later, toe is my pa in die gym en die energie is terug en die Jog, selfbeeld kan jy kom dit terug nou en die glo? spiermassa kom terug. So meneer daar buite, jy hoef nie net soos wat 'n vrou in menopause is, gaan jy in manlike menopause in Ja. en jou lewe kan dramaties verander Yes. as jou hormone gemeet en aangespreek word. En dit is behandelbaar. Mens kan hierdie goed behandel. Verseker. Die ander ding wat ek wil aanspreek is cholesterol.
Want ek dink daar's ook 'n bietjie van 'n stigma aan cholesterol, veral as dit kom by vrouens. Want so rukkie terug het ek begin met intermittent fasting. Ek het actually baie goed gevoel. Ek was glad nie oorgewig nie en ewesliks my cholesterol sky high. En die dokter, jy moet cholesterolpille nou gebruik en alles en ek begin toe 'n bietjie navorsing doen want ek tog ek eet niks verkeerd nie. Hoe kan my cholesterol Toe begin ek agterkom dat daar 'n hele nuwe studie is wat hulle nou gedoen het, dat eintlik 'n vrou moet hoë cholesterol hê, maar daar's een of ander ratio, ek weet nie, ek's nou nie 'n dokter nie, jy gaan ons nou antwoord daarop, maar vertel ons 'n bietjie oor die hele storie oor die cholesterol. Want mense het cholesterol nodig en dan voel dit vir my, hulle gee vir jou medisyne, onderdruk dit en dan kom daar ander probleme. Al die hormone wat ek en jy nou van die hele middag oor praat, van DHEA af, kortisol, estrogen, progesteroon, testosteroon, almal word van cholesterol gemaak. Amen. So, as jy baie stres en jy moet meer kortisol produseer, dan sê die brein vir die lewer, maak meer cholesterol, want ons moet kortisol maak. So, wanneer jy nou in menopause ingaan, dan begin die brein optel, vlakke is besig om te sak. So die reguleerder in die brein sê dan, kort julle dalk bietjie grondstowwe, sê vir die lewer dat hy meer cholesterol maak, sodat jy kan hormone maak. So 'n natuurlike ding wat by enige persoon gebeur wat in manlike of vroulike menopause ingaan, is jou cholesterol gaan begin verhoog. So dis eintlik 'n goeie ding. Op 'n manier. Hang of seker wat se cholesterol dit is. Ja, okay, jy kry net goeie cholesterol. Okay. Want ek hou van cholesterol. Okay. Elke selmembraan in jou liggaam het cholesterol in om hom te verstewig. Jou brein word van cholesterol gemaak. Cholesterol het fenominale funksies. Alright. Daar's 'n fantastiese boek daar buite, The Cholesterol Myth. Ja, hy bring baie probleme in die mediese veld in, want daar sien jy dat cholesterol is nie net altyd sleg nie. En daarom gaan alles oor normale vlakke en bestuur. Okay, so wie besluit nou wat is normaal? Ek vat myself as voorbeeld. Ek het al volgens mediese toetse hoë cholesterol gehad op 'n jong ouderdom. Maar ek het 2 ure 'n dag geoefen. Ek het 'n sportbeurs by Tuks gehad. Ek moes bly presteer en daarom tussen swat deur moet ek oefen. Plus ek was 'n baie besige mannetjie gewees. So ek het baie cholesterol gebruik. Ek het ook 'n hoë testosteroon vlak gehad. As ek in die gym instap en ek begin net aan gewig te vat, dan kom die spierbou. So ek het van nature 'n hoë DHEA en hoë testosteroon vlak. Want ek oefen hard. En so het ek meer cholesterol geproduseer. Right. So cholesterol word deur die lewer gemaak en cholesterol kom in die liggaam in. Dit is nou wat beskryf word as die slegte cholesterol. Right, so cholesterol kom in die liggaam in. Ek gebruik die cholesterol vir die verskeie funksies wat ek nou genoem het en nog meer. En dan dit wat dan oorbly, word dan weer teruggevat na die lewer toe. Okay. En dit word gesien as die goeie cholesterol. So is niks goed en niks sleg aan hierdie ding behalwe net goed nie. So cholesterol kom in die liggaam in, dit word gebruik en dit gaan terug lewer toe. So ons praat van 'n cholesterol omset. Wat gereguleer word deur die brein volgens behoefte. So as my behoefte daaraan hoër is, dan gaan ek meer van dit maak om hierdie hormone te kan maak, om die stres te kan bestuur en daarvoor hoër cholesterol. Nou, wat is dit dan wat ons dan doodmaak? Is dit dan nou nie die cholesterol nie? Ja, dis nou die vraag. Right. So, cholesterol kan nie in jou are plak nie. Nie? Sjoe. Daar's ander goed wat maak dat cholesterol in jou are kan plak. Okay. Soos byvoorbeeld inflammasie. Daar's sy. Soos byvoorbeeld nikotien, hoë bloeddruk,
homocysteïn wat 'n afvalproduk van proteïenvertering is. So jou dieet speel 'n groot rol. Wanneer jou dieet maak jou dood, nie jou cholesterol nie. Jou lewenstyl maak jou dood, nie jou cholesterol nie. Die feit dat jy nie oefen nie, stres, ooreet, Suiker. alkohol, suiker, dit maak jou dood. So daar is ook genetiese cholesterol. So daar is mense wat meer cholesterol produseer. Right? Hulle gebruik nie al daai cholesterol op nie. En daarom is hulle groter teikens vir 'n swak lewenstyl wat jou kan uithaal vinniger. En dan is hulle nou dan blameer hulle dit nou die cholesterol. Die cholesterol. Right. Okay. So kom ons vat 'n gesonde ou wat nie rook nie, wat oefen, wat nie oorerflike cholesterol het nie. En sy cholesterol is nou hoër as wat die mediese afsnypunt is, en die dokter sit hom nou op medikasie om die cholesterol te verminder. So dit maak dat minder cholesterol in die liggaam inkom, want onthou dis nou die gevaarlike ene, kamstig, né? So daar word nou minder van hierdie cholesterol in die liggaam ingebring, of daar word met ensiemvlakke in die lewer gemanipuleer om nie so baie cholesterol te maak nie. Right. So, nou kom ek en ek gebruik die cholesterol, en dit wat nou oorbly gaan nou terug lewer toe. Ja. Maar die medikasie verminder nou hierdie cholesterol. Maar die gevolg is, ek gebruik nou al hierdie cholesterol op. Dis nou het jy Maar niks meer. maar ek kort nog. Ja. Want nou begin my testosteroon vlak daal. Yes. As 'n man sit hy met erectile dysfunksie, hy begin moeg raak. Party mense se lewers kan nie hierdie medikasie hanteer nie, en dit veroorsaak inflammasie. Hulle is so seer, hulle kan nie loop nie. Okay, kom ons probeer 'n ander een. Dan die volgende ding is as die cholesterol so laag begin daal, en hierdie vrou is nou net in menopause in, nou het sy nog 'n redelike mate van estrogenproduksie, maar nou is daar nie meer genoeg cholesterol om meer estrogen van te maak nie, en nou slat sy die grond. Sien. En waar die meeste cholesterol medikasie voorgeskryf word, is juis vir mense Daar's sy. in die 50's in. Daar's sy. So En wanneer hulle die nodigste het. Okay, so nou begin ek vergeetagtig raak. Daar's. Breinfunksie begin agteruit O, gaan. dit wou ek maar gesnet, maar yes, en ek presies loop maar die dit. statin maak my seer, Daar's en sy. ek raak vergeetagtig en ek is so moeg, ek kan nie een voet van die ander hê, en Ja. hormone raak al hoe. Is dit die moeite werd net om dan nee. So die toets wat gedoen word, doen jy 'n cholesterol omset en 'n cholesterol risikoprofiel, waar jy gaan kyk na inflammasietellings, homocysteïn, gewig, rook, lewenstyl, en dan maak jy 'n globale besluit. Is hier te veel cholesterol? En dan sê goed, kom ons pas bietjie die dieet aan, Daar's. want ons gaan kyk na die trigliseriedwaarde wat deel van hierdie lipogram toets vorm, en dan kan jy sien, maar hierdie ou se lewenstyl is nie naaste by 'n plek nie, want sy trigliserides is ver bo 2. So kry eers sy lewenstyl in plek. Daar's sy. En wanneer ek sy lewenstyl in plek kry, en ek as sy cholesterol omset getoets, dan sal jy sien, my hierdie persoon sit met 'n baie gesonde cholesterol omset. Ek is net besig nou om absoluut sy liggaam deurmekaar te krap, Sjoe. deur van cholesterolpille voor te skryf. Ja. Nou, die is nou dan natuurlik dan een van die groot dinge wat mens moet nou kyk, veral as jy in menopause is. Ek wil net gou-gou 'n bietjie stil staan. Daar hierdie nuwe, kyk hulle het nou deesdae baie nuwe navorsing oor hormone disruptors. Wat hulle praat van hormone disruptors. Dan sê hulle jy moenie hierdie Rolan gebruik nie, jy moenie hierdie produkte gebruik nie. So ek wil 'n bietjie oor dit praat, oor wat kan mens vermy dat dit nie jou hormone so te mekaar gooi nie. En dan gaan ons net so afsluit, want ons het nog so 'n paar minute, maar dan wil ek 'n bietjie praat oor ook praktiese oplossings vir wat sou jy voorstel vir as mens in menopause is. Maar vertel ons 'n bietjie oor hierdie hormone disruptors. En wat is hormone disruptors? Alright, kom ons gaan eers na die lewer toe. En dis wat mense nie weet nie, is die lewer moet hierdie hormone afbreek. Jy kan tog nie, dink by jou gesonde verstand, net bly estrogen produseer nie. Dit gaan by jou ore uitspuit. Ja. Dit moet afgebreek word Ja. en ander word gemaak. So
Estrogen het byvoorbeeld 'n lewenssiklus wat hy nou ook nou deurgaan. Hy word geproduseer, hy gaan doen sy werk en dan word hy afgebreek deur die lewer en hy word deur die urine uitgeskei. Okay. En daarvoor in die lewer het ons bepaalde ensieme wat hierdie werk doen. Is dit nou waar die DIM inkom? Daai van Ja. as jy nou nie daai ensiem het nie, soos Yes, volgens my DNA. Okay. Yes, okay. Okay. So Yes. geneties kan mens nou gaan kyk, Ja. het ek swak gene om Daar's estrogen af te breek. En dan ontstaan daar baie meer estrogen metaboliete of afvalproduk wat toksies is vir die liggaam. Okay. En hierdie goed is die goed wat die meeste kankers veroorsaak. Wat? Die slegte simptome veroorsaak. Mens wil van estrogen metaboliete ontslaa raak. Okay. So nou sit ons met 'n persoon wat sy lewenstyl, sy lewer onder druk sit as gevolg van sy lewenstyl. En daarom word die estrogen nie oordentlik afgebreek nie en nou sit ek met estrogen metaboliete en hier kom die borskanker. Ja, my jene. Okay. En nou word daar estrogen onderdrukkers gegee om estrogen te onderdruk. Nee, gaan kyk eers hoe breek ek dit af? Want deur dit te onderbreek het ek nog niks gedoen aan hoe die estrogen afgebreek word en die estrogen metaboliete uitgeskei word nie. Okay. Want dit is die gevaardeel. Yes. Nie net om estrogen te blok nie. So blok die estrogen, maar jy kry nog steeds, party mense kry nog steeds kanker want jy kan net altyd oralster blok nie, Daar's maar hy. los die probleem op want jy sit dalk met swak lewergene wat estrogen metaboliete moet afbreek. En daarvoor het ek jong mense wat as ek hulle DNA getoets het, toe sê ek, weet jy's in 'n hoër risikokategorie want ja, my ouma, my ma, my oom, my tannie is almal hormonale verwante kankers. Ja. En ja, jy het 'n groter risiko. Ook kyk jou DNA, jy breek nie die estrogen metaboliete af nie. Vat verantwoordelikheid. Ja. 'n Lewenstyl wat vry is van rook, alkohol, drugs, pille, goed wat maak dat jou lewer oorwerk is en nou kan hy nie die estrogen ook nog afbreek wat hy moet nie. En daarom bring ons hierdie goed in plek in deur met 'n DNA-toets te kan kyk wat is my epigenetiese gene in die lewer, anderswoorde is gene wat ek kan bestuur deur 'n lewenstyl en vat 'n ekstra ensiem om te help om my estrogen af te breek en sal nooit die probleme hê nie. Ja. Nooit die foute hê nie. Ja, ek kan nie vir dokter beskryf die verskil toe ek begin met DIM 300 nie. Ja. Toe ek het vir die eerste keer gebruik, ons het mos nou die DNA toetsig doen en toe sê dokter vir my ek kan nie estrogen afbreek nie, ek moet nou hierdie DIM druk. Vir die eerste keer in my lewe toe voel dit vir my of daar so lig gaan. Ek het letterlik helderder begin voel. En ek dink dit was maar oor die hormone en daai maar hierdie simptome wat ons ook nou maar van gepraat het, maar daai het 'n groot verskil gedoen. Want sien as jy nou sit met hierdie swak gene en jy gebruik dan hormoonvervangingsterapie wat dan voorgeskryf word vir 'n vrou in menopause. Ja. En dan verhoog dit jou risiko soos byvoorbeeld die geen CYP1 1B1 GSTM1 of GSTP1 en SOD. As jy hierdie 3 gene in 'n swak verhouding het, kan jou kanse vir borskanker tot 12voudig toeneem. Sjoe. Sit nou hormoonvervangingsterapie by en jy het 'n probleem. Daar's hy. Sjoe. En daarom kan party vrouens net so lank hormoonvervangingsterapie gebruik, dan verhoog hulle risiko op borskanker dramaties, want hulle kan dit nie verwerk nie. En daarom weer eens ons kom terug by om te weet is om te meet. En dit is so fantasties. Nou kom ons praat 'n bietjie net so vinnig. Ek dink ons het nou nie so baie tyd nie, maar hulle kan by dokter 'n afspraak maak as hulle wil gediagnoseer word. Maar net paar goetertjies soos byvoorbeeld ek het gehoor kreatine so goed, veral as jy begin 'n menopause ingaan. Dis een ding wat ek nou nogal agtergekom het vir al ons vrouens, want ons hoor altyd die mans kreatien en ewe skielik toe ek hierdie hele studie gevolg wat hulle praat van kreatien by vrouens en hoe fantasties is dit, want hoe meer spiermassa jy kan bou, hoe beter is vir jou menopause. Okay, nou moet ons versigtig wees met kreatien. Okay.
Kreatien is eintlik deur die sportmanne lank terug al begin ontdek en gebruik. Okay. En dit is hierdie ou wat 2, 3, 4 ure in 'n gym spandeer. Of dis hierdie professionele rugby speler en hulle het 'n oggendoefensessie, 'n middagoefensessie, 'n aandoefensessie en hierdie ou hou nie by nie. En wanneer hy dan kreatien gebruik, dan help dit vir spierfunksie. Funksie, dis Anderswoorde hierdie ou kan nou weer langer funksioneer in die gym. Yes. Alright. So kreatien is nie 'n sweet skooldrankie nie. Dit is die liggaam produseer self kreatien en uit 'n metalleringsproses uit. In die DNA sien ons ook dat mens van 'n proteïen S-aldehied methioneel van daar af maak jou kreatinien jou kreatien en jou kreatien help dan met spierfunksie. Okay. So ek sal baie versigtig wees om sommer net kreatien te gebruik. Okay. Kreatien het ook 'n program wat jy volg volgens jou liggaamsgewig en dit is vir die ouens wat regtig al hard eers oefen. Maar sal dit nie help vir 'n vrou om 'n bietjie spier te bou nie? Soos resistance training saam met Okay, dit. nou doen ons daai hormoonprofiel en ons toets die testosteroon by vrouens. Yes. Vrouens moet ook testosteroon hê. Okay, yes. Want wanneer sy in menopause gaan, testosteroon is laag, sit hulle met vaginale droogheid, irritasie, lae seksdrang en verloor spiermassa. Daar's sy. Ek sal eerder gaan en eers testosteroon begin aanvul. Okay. Want As dis wat stap mens nou 1 as wat jy kreatien vat. Okay, ek hoor En wat want dokter sê. testosteroon Ja. is die hormoon wat vir die spiere sê Daar's sy. oefen, bou, Okay, begin bymekaar kom. Ja. En so wanneer 'n vrou dan in menopause ingaan, ignoreer dokters ook testosteroon wat ek nie weet waarvoor nie, want 'n mens wil tog so lank as moontlik 'n gesonde seksuele verhouding in jou huwelik hê. Maar nou voel hierdie vrou sy's nie lus nie, sy's moeg, sy's nie dit, sy's dat. En 'n man sit vol frustrasie want hy het te veel van die testosteroon en sy het niks nie. Oh, shit. So ou moet hierdie kombinasie bring. balansie, Ja, ek ja. het die 15de November daar in Warmbad wat ek so 'n hormonale dag gaan hê waar ons by 'n vakansieoord daar by Marula gaan praat oor al hierdie hormone goed bietjie platteland toe vat en laat die plattelandse tannies ook luister oor Daar sy hormone. om hulle bietjie te vertel van dit. 'n Ander ding, okay, so ons het nou al bietjie gepraat oor die DNA en ek moet sê dit was vir my verskriklik interessant want dit is nie net die hormone nie. Daar was ek soos onder andere wat soos die warrior gene wat dokter oor gepraat het en of jy empatie geen het of nie. Daai was vir my nou baie interessant, maar ek sou regtig aanbeveel dat mense gaan en bietjie hierdie laat toets en dan het dokter ook sekere IV drips wat julle doen daar by julle kliniek. En ek was onder andere al vir 'n paar van hulle en dit was amazing. Soos ek dink ek kan byvoorbeeld nie Vitamiin B in my DNA kan ek nie Vitamiin B opneem nie. So nou gaan ek vir die drip en ek moet sê dit het 'n groot verskil gemaak. So julle het hierdie verskeidenheid van drip en IV's, vertel ons 'n bietjie van dit wat julle. Dit is as jy iemand vinnig op sy voete moet sit en ons sukkel met sy spysvertering. So dit help nie ek gooi nou 'n klomp vitamiene wat jy in elk geval in stoelgang gaan uitdruk en of dit gaan deur die urine uit en ek het dit nie benut nie. En hierdie persoon is pap en afgemat. Kan jy dan met intraveneuse aanvulling aanhore binneaars met 'n drip dit insit is 'n klein sakkie wat vinnig inloop 15 minute en nou is dit direk beskikbaar. Die liggaam is dan soos 'n spons en hy vat hierdie goed en reageer daarop. En dan word dit dan volgens behoefte opgemaak. Anderswoorde sal eers met bloedtoets werk en bepaalde simptome en so en dan sê okay, goed, kom ons sit hierdie en hierdie in en dan vat ons dit van daar. Daar sê. Okay, so ek gaan nou net kortliks gou-gou sê, so as julle wil in kontak tree met dokter Stefan Schoeman, dokter, waar kan hulle vir dokter in die hande kry? Gaan kyk op YouTube, ons het in Kruiskyk 'n hele klomp video-opnames gemaak. As jy daarso sit dan gesonde liggaam, gesonde gees, Stefan Schoeman, dan is daar klomp video's wat jy kan gaan kyk en dan
wat ons ook basies nou maar oor gepraat het ons al omtrent vir 6 maande se opnames daarop en dan ook het ek 'n webtuiste docstef.co.za en doc is DOCSTEF docstef. En ons het 'n landlyn 012 998 1286. Ek sal net nie 'n oproep kon vat nie want ek is te vol. So, maar daar's 'n afspraakboek by daai nommer. En dan kan ons van daar af begin werk. Is daar iets laaste wat dokter wil sê oor dit wat ons nou vanoggend oor gesels het? Ek wil dit weer beamoen deur te sê jou gesondheid is jou verantwoordelikheid. En dit is nie Jahwe Elohim wat jou geskaap het se verantwoordelikheid nie. Jy moet dit vat en met dit werk. En aan jou is die oorwinning gegee deur Jesus aan die kruis. So gaan en leef in oorwinning en leef in gesondheid. Wees in die woord sodat gesondheid een van jou blessings is. Nee, daai is awesome. Baie dankie dokter. Ons het nou oor baie gesels en ek hoop regtig jy kon ietsie leer vanoggend. Ons gaan nou die volgende paar weke bietjie stil staan oor wat om te doen om bietjie by rus uit te kom. So ek gaan elke week 'n afdeling met julle praat. So, ons het nou vandag liggaamlik gepraat van hoe liggaamlik na jouself te kyk en wat uitbranding is. So volgende week gaan ek 'n bietjie met julle gesels oor wat kan ek verander in my lewe? En wat is die redes dat jy so uitbranding het in jou lewe? So ons gaan stappie vir stappie elke week praat dan van hoe kom ek by rus uit? Dit was so lekker om saam met julle te kuier. Julle moet volgende week weer inskakel hierso tussen koffie en genade saam met Lisel van Sail elke woensdagoggend op Hartklank van 9 tot 11. Ons praat weer volgende week. Totsiens.